Goeienaand, wat 'n voorreg om u by Bid hier te kan verwelkom vanaand. Dis altyd 'n baie groot voorreg om tyd in die middel van die week saam met die Here te spandeer. Vir ons skriflesing lees ek vir u die baie bekende gedeelte uit Lukas 19 vers 10 wat sê: Want die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Wat 'n wonderlike gedeelte is dit nie? So einde verlede jaar se kant, bel my dogter my eendag baie benoud. Ek skrik sommer toe ek haar stem hoor. Wat is fout? Ek sit hier in Alsatienstraat in Garsfontein by 'n hond. Wat? Sy was natuurlik besig om te ry toe sy skielik 'n groot husky hond verwilderd in die straat sien hardloop. Sy besef dadelik hy moes iewers seker uitgekom het en nou verwilderd en verdwaal hardloop hy in die strate op en af. Verseker gaan 'n kar hom raak kry. So baie sorg, stop sy net daar in die straat, roep die hond wat vir een of ander rede dadelik na haar toe kom en nou bel sy my om te hoor wat sy met die hond moet maak. Hy is verdwaal en iemand moet hom help. Hy het nie 'n halsband of enige nommer of iets op nie. Moet sy hom huis toe bring of wat moet sy doen? Kyk, sê ek vir haar dadelik, los die hond net daar. Los hom net daar. Hy moet maar sy eie pad vind. Jy kan hom nie in die kar laai nie, want hy gaan jou kar krap en by die huis gaan hy groot marakas maak met ons honde. So los hom net daar. Skop hom in die ribbers as dit moet, maar jy laai hom nie in jou kar nie en nog minder bring jy hom huis toe. Later kom ek by die huis en wat kry ek? 'n husky hond wat ewe tuis en gemaklik in ons huis rondspring. Wat nou gemaak? Kwaad wil ek sommer die hond skop vir die ongerief wat hy nou vir my veroorsaak. Maar my vrou gryp dadelik haar selfoon, neem 'n paar foto's van die hond, sit dit op die buurtwag se WhatsApp groep en binne minute lei haar foon en seker so 10 minute later stop die hond se eienaar voor die hek. Baie dankbaar om sy hond te kon kry. Wel, behalwe vir die skade van my eie hart, of eintlik die skande van my eie hart, het hierdie ondervinding my weer ten minste laat dink aan die gelykenis van die verlore penning, die verlore skaap en die verlore seun. Die penning wat verlore was, het nie eens geweet hy's verlore nie, maar die vrou het hom gesoek en met groot blydskap teruggekry. Die skaap wat verlore was, het egter geweet hy's verlore, maar hy het nie geweet hoe om terug te kom nie. Die goeie herder het hom egter gaan soek, opgetel en na die veiligheid van die kraal gebring, en daar was natuurlik groot blydskap. Dis egter die verlore seun wat willens en wetens van sy vaderhuis weggeloop het, sy hele erfporsie verkoos het en toe in 'n varkhok tot besinning gekom het en besluit het om terug te gaan huis toe. En daar was natuurlik groot blydskap met sy terugkoms. Nou, vandag is dit al vele male bewys dat mense baie meer lief is vir diere as vir ander mense. Die mensdom, kan ons maar sê, het al so verval dat mense gee baie meer vir diere om as vir mense. Hulle sal byvoorbeeld by 'n verlore hond stop en baie besorg help, maar nie sommer by 'n mens nie. Maar dankie tog dat God nog nooit verander het nie. En dat hy ons stank vir dank optrede glad nie sy liefde vir ons beïnvloed nie. Ek wil ons as die kroon van sy skepping is die een na wie toe hy uitreik. As dit tussen 'n mens en 'n dier kom, al is die dier hoe geliefd, besonders en spesiaal, is daar vir God nie eers 'n oorweging nie. Hy sal altyd die mens eerste stel
en na hom kom soek. Nou, in hierdie 3 gelykenisse word God voorgestel as die soekende vrou, die goeie herder en die wagtende Vader. Die waarde van 'n siel kan slegs aan die voet van die kruis bereken word. As jy besef dat Christus sy lewe vir een sondaar sou neergelê het, die hande wat die wêreld en die ruimte in stand hou, is ook die hande wat vir jou en my aan die kruis vasgenaal was. Nooit het Jesus 'n saak wat aan hom opgedra is, opgegee of verloor nie. Hy is in werklikheid in die reddingsbesigheid en 'n sielewenner by uitstek. En die beste van alles, hy spesialiseer in hopelose gevalle. Die verhaal van die verlore seun kon net sowel die opskrif gehad het, die wagtende Vader. Dag vir dag het die ou vader by die hekkie gestaan en die pad bespied vir enige teken van sy seun wat gekies het om weg te gaan. En op 'n dag sien hy die figuur van iemand in die pad aankom. Besef dis sy seun wat terugkom. En soos 'n liefdesiek vader, raap hy sy lang kleed op en hardloop sy seun tegemoet. Nou ons weet, hierdie Vader verteenwoordig ons God wat ons so lief is vir jou en my, dat hy na ons toe aangehardloop kom, wanneer ons hierdie besluit maak om terug te kom huis toe. Hy gooi sy arms om ons, soen jou woorde weg, trek jou sy skoon klere aan, sit 'n ring aan jou vinger en gooi 'n partytjie in sy blydskap om jou weer tuis te hê. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was, sê Lukas 19:14 vir ons. En daarom wil ek u weer eens vanaand tydens hierdie biduur uitnooi. Liewe vriend, kom huis toe. Kom huis toe. Moenie eers wag vir môre nie. Kom sommer nou. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, hier is my lewe. Ek wil huis toe kom. Ek is moeg vir hierdie wêreld se seer en lelik en vuil waarin ek so vasgevang is. O Jesus, ek wil huis toe kom. Dankie vir u oop arms, vir u verlossingsmerke in die hande, wat uitstrek om ons elkeen terug te ontvang. Kom neem ons harte, kom vat ons vas, kom red ons, bid ons in Jesus se naam. Amen. Mag die Here u seën en mag jy 'n sterk goeie week hê en vas staan in genade.